Nehemiah 8, verse 10, the last part. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Die ouderdom van 7 jaar oud was ook een van my grootste struikelblokke, waar ek as 3 maande lank as 'n hond aangehou word. En dit was in die middel van die winter. Ek het 'n kort broekie aangehad en 'n kort hemp aangehad en ek het by 'n German Shepherd gaan slaap. In die hok. Ek het uit die hond se bak uitgeëet en ek het die hond se waterbak ook gebruik. Ek dink Johannes Wolfhard is maar net iemand wat deur baie seer gegaan het. Hy het 'n moeilike pad gehad, maar op die einde het hy die lig gesien om ander mense die moed te gee. So my storie is wonderlik. Ek dink dit is wie Johannes is. Hy is deur sy storie geskep, deur sy lewens wandel is hy geskep om te wees wie hy vandag is. Ek dink my probleem het actually begin daar waar my paale gegaan het vir 'n aborsie. Dit was my eerste fout waar my probleem begin het. Ek is 'n twice abortion survivor, en toe my ma 6 maande swanger was met my, het my pa haar geslaan op die baarmoeder. En die dokter het gesê ek het dit nie gemaak nie. Na 3 dae is ek toe lewendig, so alle eer aan Vader daarvoor. Maar my grootste probleem het begin toe ek 4 jaar oud was. Dit is waar my ergste probleem begin het. Dis waar die mishandeling begin het, dis waar die verkrachting begin het, tot die ouderdom van 6 jaar oud. Ek het van skool af gekom, daar was 'n vreemde dame en het was omtrent 7 kilos van die huis af. En ek het huis toe geloop. Dit was vir my lekker om te stap. Ek hou baie van stap. My vrou weet, nou en dan sal ek tyd maak om te gaan stap. Maar toe ek in die huis instap, op die ouderdom van 6 jaar, toe sien ek 'n vreemde dame in die huis. My pa was blykbaar besig om skirting aan te sit. En ek het net verbygegaan, ek het nie hard genoeg gegroet vir sy smaak nie, en hy het my gegooi met die hamer. Hy het my aan die regterkant gegooi, ek het grond toe gegaan. Dit was baie seer, my beentjie was gekraak, ek het my sleutelbeen seer gemaak op daai oomblik. En ek het sy voetstappe gehoor. Dit het gevoel soos 'n reus wat op pad was na my toe. En die heel eerste ding wat ek gehoor het, as jy nie maniere het nie, dan sal ek jou so hond hanteer. Toe skop hy my in die ribbes. Ek was opgetel, ek was gechoke, ek was geklap, ek was geslat, had bloed uit my ore uitgekom, my neus, my mond. Van my bene was gekraak op daai oomblik en van dit was gebreek. Ek het altyd my gewigte gebreek, van my vingers was gebreek. Toe lê ek daar op die grond in my eie bloed. En die vrou wat in sy huis was, het my toe gemolesteer. En dit was nie die eerste keer nie, wat iemand my gemolesteer het nie. Maar het was die eerste vrou wat my gemolesteer het. Want my pa uit die huis het geloop, want hy het gesê, laat ek liewer te loop, anders maak ek die gemors dood. En toe sy vir my na het sy haar dinge gedoen het, toe sy vir my gesê, gaan na jou kamer toe. En ek het gekruip. Met pyn het ek gekruip. Ek het geskree van pyn. Maar die bure kon nie kom help nie, want hulle was bang vir my pa. En toe my pa weer terugkom by die huis, toe sê hy vir my, jy beter môreoggend skool toe gaan. Hy soek my nie by die huis nie. Sy woorde, hy soek nie gemors by die huis nie. Ja, en toe die juffrou, sy 'n wonderlike persoon wat ek in my lewe gehad het. Toe sy verby my stap en sy raak aan my regterkant se skouer. Toe krummel ek in pyn. Toe sien sy letterlik my hande is opgeswel, maar sy het 'n swart merk gesien op my ruggraat afloop na my boonste van my boonnek, hier by die boonnek. En toe sien sy maar daar's fout. My ruggraat het seer gekry, my bene was gekraak, 2 van my ribbes was gebreek, 3 van hulle was gekraak. My sleutelbeen aan die regterkant was gebreek, my sleutelbeen aan die linkerkant was gekraak. My arm was gekraak in die middel. My gewigte was gebreek, my vingers was gebreek, my kakebeen was gekraak. So ek het ernstig seer gehad, my regterkant se oordrom het seer gekry. Maar flink ding van 'n juffrou wat net besluit het, weet jy wat, daar's gevaar. Ek het moet dit rapporteer. Ja, ek was in pleegsorg. Ek het die goed en die sleg van pleegsorg gesien. My laaste pleegsorg was vir my, voordat ek Redensburg toe gegaan het, was vir my hemels. Maar ek het nie geweet om hulle te aanvaar nie. Want ek was bang hulle maak my seer. So ja, ek was tussen, kom ek stel, so 23,
verskillende plekke, 24 verskillende skole was ek, maar ek het die goed en die sleg van albei gesien. Die ouderdom van 7 jaar oud was ook een van my grootste struikelblokke, waar ek as 3 maande lank as 'n hond aangehou geword het. Het het goed gegaan vir 'n rukkie, dit was pleegsorg, dit het goed gegaan vir 'n rukkie. En toe die mense vir my gesê, maar 'n hond kan nie in hulle huis bly nie. En dit was in die middel van die winter. Ek het 'n kort broekie aangehad en 'n kort hemp aangehad en ek het by 'n German Shepherd gaan slaap. In die hok. Ek het uit die hond se bak uit geëet en ek het die hond se waterbak ook gebruik. Ek was vasgemaak soos 'n hond. En ek was geslaan soos 'n hond. En as dit nie vir 'n welsynwerkster was nie, wat vars merke aan my gesien het nie, sou ek letterlik gedink ek was nog steeds 'n hond. Ek was in Reddersburg toe ek my heel eerste poging gehad om my eie lewe te neem. Ek was 6 maande in die kinderhuis. Toe besluit ek nou kan ek nie meer nie. En ek het myself afgegooi van die watertoring af. Okay, al wat seer gekry het was my spiere en my pride. En ek het 'n paar skrape gehad. Maar toe hou ek op. Toe ek het net gevoel ek kan nie meer nie. Ek het geloop vir soveel jaar, amper 20 jaar met geen hoop in my lewe nie. Om daar deur te kom was nie maklik nie. Maar ek dink in 2021, na my 36ste poging om my eie lewe te neem, het ek besef ek het hulp nodig. En dis waar ek vir Vader ontmoet het. Ek dink die dood het my al soveel keer probeer kom kry. Ek het berading gekry by 'n wonderlike persoon wat my gehelp het. Sy het vir my 'n bietjie metodes gegee wat ek kan gebruik. Maar toe daar weer iets gebeur in my lewe en ek het weer teruggeval in my eie depressie en dink 2021 toe ek teruggegaan het na my geestelike ouers wat ek nou ken van 2008 af, het hulle my 'n bietjie gehelp dat ek bietjie oopmaak oor my probleme. So ek het my berading deur hulle ook gekry. Nie regtig berading nie. Hulle was 'n oor wat wil luister en hulle het nie vir my oplossings gegee nie. Hulle het geluister en ek het geleer hoe om te praat. En dit het my baie vrygemaak van waardeur ek gegaan het. En hulle het saam met my gehuil, hulle het saam met my kwaad geword, maar hulle het my baie ondersteun. En hulle het my baie deel gemaak van die familie. Ek dink toe ek 2 jaar oud was, het die aanranding te erg geraak vir my ma. Nou, sy het basies erger as ek, sy het basies dieselfde deurgegaan as wat ek deurgegaan het. Behalwe met die verkrachting, maar met die fisiese aanranding, die verbale aanranding wat my pa altyd gegee het sy net gesê sy kan nie meer nie. Nou, ek neem haar glad nie kwaadlik nie. Sy bly my ma en ek is nog steeds lief vir haar en ek sal altyd wees. En ek verstaan nou hoekom sy uitgeloop het. Want as sy nie uitgeloop het, sou sy dit nie gemaak het nie. So ek het haar laas gesien toe ek 2 jaar oud was. Toe sy nou uit ons lewe uit. Ek het nie geweet waar sy was nie. Dit was maar meer vir ons gesê as ons skuld omdat sy uit ons lewens uit is. En dit het gestiek. En later was dit dat sy oorlede is, sy is nie meer deel van ons lewe nie. So ek het dit begin glo. En toe ek 18 was, toe die kinderhuis haar nou vir die eerste keer gekry. Die verhouding tussen ons was nie ma en seun verhouding nie. Dit was moeilik. Ek was soos die Cinderella in die familie, letterlik. Maar ek het nog steeds poog liefde kry van haar, wat nie altyd maklik was nie. Sy het my gesien as 'n swart skaap op daai tyd. Omdat ek 'n resemblance het tot my pa se gesigtrekking. Maar my pa het nie geweet ek was by haar nie. En ek het so 'n bietjie met haar gesels en ja, ons verhouding was op rotse. Maar ek dink 2015 toe ek 'n blyplek gehad het en sy het by my kom bly en ons het weer ons verhouding opgebou. Ek het van die werk af gekom 2015, 5 Januarie het ek van die werk af gekom en ek het vir ons goed gekom want ek gaan nou vir ons kos maak. En ek het gesien iets is fout met my ma toe ek instap. En sy het gesê, "Sienna, kan jy asseblief by mamma kom sit?"
En sy het vir my gevra, sal ek haar vergewe? Sy was nie 'n ma nie. Ek het in my binneste geweet sy sê goodbye. En ek het vir haar gesê, ma, jy sê nie vir my goodbye nie. Jy gaan nog jou kleinkinders moet sien. Jy gaan nog my vrou ontmoet. En toe het ek vir haar gesê, ma, ek vergewe jou vir alles wat jy gedoen het. Kom ons vergeet daarvan, kom ek maak vir ons lekker koffie, gaan vat 'n stort, as maak klaar is, kan ons lekker eet. En in die laaste woorde wat sy vir my gesê, sy is lief vir my. En ek het vir haar gesê, ek sal altyd lief wees vir ma, maak nie saak waar ek is nie. En ja, dis toe sy oorlede is. 18:30 daai aand, toe hoor ek 'n slag in die stort en ek het nie ingegaan nie. En toe het ek my kleinmoetie gebel. Hy en sy meisie het gekom en ons het vir haar gevra om asseblief in te gaan. Sy het uitgekom soos 'n spierwit papier. En my ma was blou in die gesig. En ek het vir hom gesê, blaas, ek doen CPR. En omdat ek CPR gedoen het, moet ek weet wat om te doen. Op daai oomblik het ek heeltyd gesê, Vader, gee aan hy terug, Vader, gee aan hy terug asseblief. En dit het nie gebeur nie. En my ma is toe die jare daaraan gekom, ek het gehardloop na die garage toe waar daar naby was. Ek het my voete stikkend gehardloop. Ek het gebloei onder my voete, om mense te kry om my te help. Toe daar 'n persoon gekom en hulle het 7 daai aand het hulle gesê my ma is oorlede. Ek dink dit was waar my ergste, dit is waar ek geskeer het in 2. En dis toe ek drugs toe gegaan het en alkohol toe gegaan het. Ek het gedrink dat ek op die pavement aan die slaap raak. Toe het mense my weer gekry, ek noem hulle my geestelike ouers, toe het hulle my gekry en hulle het my gehelp. En van daar af het ek nie weer gedrink, nie weer substance, ek het gerook, maar nie enigstens gedrink of enigiets nie. Maar ek het nooit oor my pyn gepraat nie. En die selfmoordneiging was nog steeds daar. Ek dink toe ek besluit het om op te hou drink was in 2021, net na my 36ste keer wat ek my selfmoord, toe ek in die hospitaal gelê het. Toe het ek besef, maar ek het hulp nodig. Ek is besig om myself dood te maak, so ek het regtig hulp nodig. Ek het die courage gevat om my geestelike ouers om met hulle te praat, vir hulle te vra, kan ek asseblief terugkom plaas toe, want dit is buite kan die stad, daar's nie temptasies nie, daar's nie regtig sy nie, so ek het dit nodig gehad. En so het ek daartoe gegaan, en hulle het gesê, is reg, maar onder een voorwaarde. En partykeer is dit goed om voorwaardes te hê. Jy moet regkom. Jy moet geestelik regkom, jy moet fisies regkom. Dit was my 2 grootste challenges wat ek gehad het, want my mindset was nog nie reg nie. Net daarna het ek geleer om te praat oor my probleme. Toe het ek begin leer hoe om oop te maak, want ons was besig om net op te sit en my pa het my gesê, hey, wil jy 'n bietjie met my gesels oor jou seer nie, oor die dinge wat jou vashou, want ek sien kettinge om jou. Laat ons 'n bietjie die kettinge losmaak. So as dit nie vir hom was wat my bemoedig het om actually om te praat nie, was dit sou ek nog steeds in my gat gesit het. En hy het my uitkom help. Want ek sê altyd vir mense, Vader gebruik mense om mense te help. En dit is waar ek het gesien het. Ek het geleer om die pad te stap. My grootste geheim, wat Vader vir my gewys het, is selfvergifnis. Dit is maklik om iemand anders te vergewe, maar om jouself te vergewe is een van die moeilikste dinge om te doen. Ek moes vir 3 jaar lank voor 'n spieël gestaan het en myself vergewe het. En daarna het ek mense begin vergewe. En dit was vir my so maklik. En dis waar my genesing begin het. Selfvergifnis. En praat. Ek het geleer om te praat. As ek nie kan praat nie, het ek geskryf. Dis kom ek die boek geskryf het. Maar soos ek sê, dit is die grootste geheim wat ek opgetel het, is selfvergifnis, praat. As jy kan praat nie, skryf. As jy kan skryf, jy leer om te skree, want dit help net so baie. Ja, baie mense doen jou skadig. Om jouself te vergewe is omdat jy die verbitterheid gedra het in jou. Jy het die haat gedra in jou. Jy het die seer gedra in jou. In die woord staan, gee jou laste oor. Nou, ons as mens hou daarvan om ons laste vas te hou. En dit is wanneer ons onsself moet vergewe daarvoor. So ek het 'n lys gehad, ek dink ek het 'n 20 blaai lys gehad van goeie wat ek myself moes vergewe het van. En dis toe ek kon weet hoe om ander te vergewe. Om te spreek, ek vergewe jou, beteken nie ek vergewe jou nie.
Ek spreek dit net, maar my dade teenoor en my houding teenoor jou wys dit glad nie. Nou as ek myself vergewe het, hê ander lief soos jy jouself lief het. Vergewe ander soos jy jouself vergewe het. En dis wat Vader my gewys het. En dis toe ek besef het, maar ek moet myself vergewe voordat ek kan weet wat vergifnis is. Stuur jou getuienis na getuig@lig.co.za.